Mense, goeie môre, shalom groete van my kant, Frik Weideman, wat 'n voorreg om vanoggend weer met jou te kan gesels, sommer so uit my bakkie uit. En ek wil op hierdie pragtige môre met jou gesels oor 'n ontstellende waarheid. Mense, die oomblik wanneer jy die waarheid verkondig, hardloop mense weg. Hulle verlaat jou groepe, hulle blok jou, hulle wil niks met jou te doen hê nie. En ek wil vanoggend met jou praat. Ek wil jou eintlik half voorberei oor dit wat gaan kom. En hierdie wat ek met jou deel vandag, is 'n ontstellende waarheid. Die woord leer my in die boek van Openbaring 13, dat al die bewoners van die aarde, of jy nou 'n ryk man, of jy 'n arm man, of jy 'n slaaf, of 'n vryman, maak nie saak in watter kategorie mens jy val nie. Elke mens op hierdie aarde gaan voor 'n keuse gestel word. Of jy aanvaar die merk van die antichrist, die merk van die dier, dis die 666 kode, of in die arm, hoor mooi, ek sê nie op nie, ek sê in die arm, jou regterarm, en of in jou voorkop. Jy gaan 'n keuse moet maak. As jy deel vorm van dit, dan beteken dit jy aanvaar die merk van die antichrist, die merk van die dier, dan kan jy aangaan met jou lewe. Jy kan koop en verkoop, jy kan handel dryf, jy kan jou huispaaiemente betaal, jy kan werk, jy kan 1000 dinge doen. As jy dit uiteraard nie aanvaar nie, sal jy nie in staat wees om te kan werk, koop en verkoop nie, jy is eintlik dan verdoem. Jou naam word eintlik met 'n swart pen doodgetrek, dat jy niks in hierdie lewe kan doen nie. En wie wat is jy hartseer? En die waarheid leer my, dat baie mense gaan dit aanneem, en dit aanvaar, juis omdat hulle weghardloop vir die waarheid, en hulle gaan dink, maar hierdie is vooruitgang, hierdie is tegnologiese vooruitgang. Inteendeel, dis reeds hier. Mense, ons word nou al gekondisioneer deur die media, ons word opgelei en gekondisioneer om die merk te aanvaar, die middel van AI, die middel van die een wêreldorde, die middel van die digitale geldstelsel. Ek het so rukkie terug op my Shabbat boodskap gaan kyk dit, wat kom, dis my tema gewees, wat kom, gaan kyk daarna. Hierdie goed is besig om te gebeur. En ongelukkig mense wat weghardloop van die waarheid, gaan dit aanvaar, want hulle gaan dit beskou maar, dis gemak, dis tegnologiese vooruitgang, dis beskerming, en dit bring veiligheid. Niemand kan my geld meer steel nie. Niemand gaan weer 'n oproep na my toe maak of my te sê, ek bel van die bank af, en dan vra hulle my kodes, en môre oormôre is al my geld gesteel nie. Dit gaan nie weer gebeur nie. Besef jy dat niemand vra ten opsigte van 'n vingerafdruk as jy by die bank kom, of 'n gesigverifikasie, of 'n selfie nie. Niemand vra nie. Almal aanvaar dit reeds. En stelselmatig word ek en jy ingesleep. En ek gaan met jou 'n ontstellende waarheid deel, wat jy vandag van moet kennis neem. Mense, nie ver van nou af, gaan ek en jy voor hierdie keuse gestel word nie. So maak so lank jou woord oop, by die boek van Openbaring, hoofstuk 14. Ons gaan lees vanaf vers 9, die B-gedeelte, tot en met vers 11. Hier kom my vraag vanoggend. Gaan jy, wanneer dit gebeur, 'n standpunt kies, in terme van jou geloofswandel, of gaan jy gemak kies om deel te word van die sisteem? Gaan jy inpas by die wêreld, en die sisteem van hierdie wêreld, of gaan jy opstaan en uitstaan vir sy koninkryk? Mense, ek glo, en dis maar net ek glo dat wanneer daai tyd gebeur, sal ons hemelse Vader kwartels en manna stuur, dit wat hy gedoen het in die woestyn, toe die volk uitgetrek het uit Egipte. Hy sal vir ons sorg. Sy woord sê dit. Hy sê, wanneer al die bewoners van die aarde beproef gaan word, gaan dit gebeur. Al die bewoners van die aarde gaan voor 'n keuse gestel word, maar hulle wat my woord bewaar, hulle wat wandel in my weë, hulle wat volhard tot die einde, ek sal hulle bewaar in die uur van beproewing wat oor hierdie hele wêreld sal kom. En baie mense gaan sê, Frik, maar die goed wat kom is mos maar vooruitgang. Kyk na jou haarkleur, jy's oud man, jy's oud. Kom by. Wel, ek is lankal by. Ek sien dit wat kom, dit wat ek oor al die jare gepreek het en oor gelees het, is nou hier. Ons is in hierdie generasie om dit te sien gebeur, reg voor ons oë. En baie mense gaan sê, maar dis nie boos nie. Dis deel van die sisteem, dis die toekoms. As jy dit nie het nie, het jy nie die toekoms nie. As jy nie internet het nie, het jy geen kontak nie, het nie toegang tot jou bank of enigiets nie. Jy is absoluut geïsoleerd. Mense, so seker soos wat ek vandag met jou praat, gaan dit kom. As jy die merk aanvaar, dan beteken dit jy aanvaar eienaarskap dat die sisteem jou besit.
As jy dit nie aanvaar nie, dan beteken dit jy behoort nie aan die sisteem nie. En ek wil jy moet vandag besluit. Jy moet vandag 'n keuse maak. Ek gaan dit nie vat nie. Ek gaan nie die inentings vat nie. Ek gaan nie die boosters vat nie. Ek gaan nie betrokke raak met hierdie goed. Die oomblik wanneer dit in my lyf inkom, stel ek nie belang nie. Ek weerhou dit in die naam van Meester Yeshua. En hier kom die ontstellende waarheid vir die mense wat dit uiteraard gaan aanvaar. En mense dink dit gaan oukei wees. Mense hoor gou wat sê die woord in Openbaring 14 vers 9, die B-gedeelte. Hy sê, as iemand die dier en sy beeld aanbid, en 'n merk op sy voorhoof of op sy hand ontvang, sal hy self ook drink van die wyn van die grimmigheid van Elohim, wat ongemeng ingeskink is in die beker van sy toorn. Dit beteken, hy's baie kwaad. En so 'n persoon, hoor mooi, hierso is die waarheid wat die mense vanaf weghardloop. En so 'n persoon sal gepynig word met vuur en swavel voor die heilige engele en voor die lam. En die rook van hulle pyniging gaan op tot in alle ewigheid, en hulle dag en nag geen rus nie. Hulle wat die dier en sy beeld aanbid, en elkeen wat die merk van sy naam ontvang het. En dis 'n ontstellende waarheid, en ek besef dit vanoggend. Maar ek en jy gaan voor 'n keuse te staan kom. Mense, ek wil hê jy moet nou al die besluit neem. Ek staan nie vir dit nie. Besluit dit nou al. Maak nou planne. Begin nou te pret. Begin nou seker te maak van jou geloofswandel, want so seker as wat ek vandag met jou praat, gaan dit gebeur. Mense, baie dankie. Frik Weideman, Bakkie Boodskap, ontstellende waarheid. Gaan dink daaroor, bid daaroor, praat daaroor, en mag die vrede van Skepper God met jou wees op hierdie maandag en die res van hierdie week. Shalom.